Ekukaleni Ilizwe. In the beginning was word. In die begin was die woord. Kirby Ferguson, 'n Amerikaanse filmmaker wat die dokumentêr oor die ontstaan van kreatiewe skepings in die digitale ruim gemaak het met die naam Everything's a Remix, stem nie saam nie. In die begin was Luca, sê hy. Luca staan vir The Last Universal Common Ancestor, die laaste universele gemeenskaplike voorouder, wat homself 3,5 miljard jaar gelede gekopieer, getransformeer en gekombineer het en as gevolg daarvan talle nuwe skepings geskep het. Die skep van kunswerk ook so, volgens Ferguson, kopieer, transformeer, kombineer. Ons wetgewer stem nie met Ferguson saam nie. Volgens die wetgewer is oorspronklike werke eiendom. Daar moet oorspronklikheid daaraan wees en daar's afgebakende grense, maar ons gaan nou kom by wat oorspronklikheid is. Ek praat vandag oor kopiereg en kunsmatige intelligensie en my fokus is op die skepingsproses en die ontstaan van werke. Onder die wet op outeursreg 98 van 1978 is daar 3 kriteria vir 'n werk om aan kopieregbeskerming te voldoen. Dit moet oorspronklik wees, dit moet tot stoffelike vorm herlei wees en dit moet geskep wees deur 'n bevoegde persoon. Daar's 9 soorte werke wat vir kopieregbeskerming in aanmerking kan kom: letterkundig, musiek, artistiek, rolprent, klankopname, uitsending, programdraande, syne, gepubliseerde uitgawes en rekenaarprogramme. Maar dis genoeg van kopiereg 101. Hoe het ons hier gekom? By hierdie punt van saai wetgewing wat kom inmeng in mense se vrye en organiese skepingsproses. Wel, voorheen het werke aan almal behoort. Ja. Shakespeare se werke was in die openbare domein. Dit was in die era voor kopiereg. Die tegnologie het wel gekom en sake gekompliseer, want die drukpers is uitgevind. Mense wou mekaar se werk kopieer en uit mekaar se werk geld maak. Suid-Afrika is 'n hibriede stelsel, waarby ek dalk 'n voetnoot moet sit. Daar's 'n inheemse regstelsel, maar ons kopiereg wetgewing weerspieël dit glad nie. Ek het nou daaraan gedink, een van die ander kriteria vir die ontstaan of vir die moontlikheid om kopieregbeskerming op 'n werk te kry, is dat dit in materiële vorm moet wees. En dit sluit aan by die gesprek wat met Push en Etienne nou gehad het oor die moontlikheid van die skep van orale werke, maar dit is dalk 'n ander tema, nie waaroor ek vandag praat nie. Ons terug by waarby ek moet uitkom. Ons is in 'n gekolonialiseerde land. Onder ons wetgewing, die feit dat ons Romeins-Hollandse wetgewing in ons gemene reg het, is ook aan die kapitalisasie artikels van die Nederlanders te danke. Maar toe kom eers die Britte oor Suid-Afrika en ons huidige wet op outeursreg is geskoei op Britse kopieregwetgewing. Die eerste kopieregwetgewing, die Statute of Anne, kom in 1711 tot stand. En toe raak dit belangrik om vas te stel wat is oorspronklikheid. Want oorspronklikheid is 'n vereiste in die kopiereg, maar dit staan nie in die wet, dit word nie gedefinieer nie. So, volgens die gemeeneregstelsel kyk ons na hofsaake om uit te vind hoe 'n term uitgepleis moet word. In Engeland was daar Walter versus Lane, in die VSA was dit Gray versus Russell, en telkens word die frase oorspronklikheid gedefinieer deur die terme skill en labor. Verskoon maar die Engels hier en daar, ek studeer by die Universiteit Stellenbosch. Dit was ontnigterend vir my, toe ek sterre in die oë in my eerste kopiereglesing sit en hoor, dat die kopieregstelsel agnosties is oor die kuns. Dit beskerm die regte van die kunstenaar, maar die kopieregstelsel voel vere vir die mooi klinkende woord, of die skoonheid van die digkuns, of die komposisie van die talentvolle grafiese kunstenaar of komponis. In Suid-Afrikaanse hofsaake vind ons heeltyd uit wat oorspronklikheid nie is nie. 'n werk is nie oorspronklik as dit nie direk uit die skepper daarvan ontspring nie. 'n werk is nie oorspronklik as daar nie substansiële graad van vaardigheid, arbeid en moeite gepaard gegaan het met die skep daarvan nie. 'n werk is nie oorspronklik as dit so doodgewoon van aard is, dat die werk dit noodsaak dat die werk op daardie manier daar moes uitsien nie. Toe ek hierdie vir my man gesê het, en ek sê, dis verskriklik vervelig, ek moet verduidelik wat ek daar bedoel. Hierdie spruit voort uit die Waylight Diary saak, waar iemand
sy lewe spandeer het aan die maak van skryfbehoeftes. Hy het 'n dagboek waar die dae van die week in voorkom geskep vir bankbestuurders van Eerste Nasionale Bank en hy het beweer dat die woorde maandag, dinsdag, woensdag letterkundige werke is en die lyntjies wat in die dagboek staan artistieke werke. En toe die wetgewer gesê, nonsens, hierdie is soos 'n dagboek veronderstel is om te wees. Jy kry nie kopiereg wetgewing dalk nie. Okay, nou wat die Europeërs betref, hulle kopiereg wetgewing is onderhewig aan Hegel se selfaktualisasie teorieë. Vir hulle beteken oorspronklikheid wel dat die skepper van die werk se vingerafdruk op die werk moet vertoon. Die Amerikaners sê vir oorspronklikheid moet daar 'n kreatiewe vonk wees, maar nie in ons reg nie. Ons kopieregstelsel is gebou op Britse beginsels. In die sweet van jou aanskyn sal jy jou brood verdien. Ek lees nou onlangs 'n blaak van Deborah Steinmar. Hoekom klink Afrikaanse skoollesers uit die ou dae altyd na bitterharde werk, rugbreek en tandeknars? Na aanleiding daarvan sê ek, dalk het ons wetgewer nie net by die Britte gaan kers opsteek nie. Ons huidige wet op outeursreg is juis 'n wet wat dateer uit die 1970s. Dit was 'n era van werk en wen, volhard en bloei. En tog as 'n skrywer soggens 4 uur opstaan en verder skryf aan 'n manuskrip sonder dat hy weet of dit ooit deur 'n uitgewer vir publikasie aanvaar sal word, desnietemin skryf en herskryf. Naweke skryf as die res van die land rugby of sokker kyk, tot daardie werk dekades later aanvaar word. Waarmee was hy besig? Dus die dag as daardie boek klaar is, het hy 'n oorspronklike werk geskep. Dis nou al duidelik dat oorspronklikheid ineen verweef is met outeurskap. Sonder die outeur of die skepper se arbeid bestaan daar nie oorspronklikheid nie. Daarom is die argument in my teses dat die hoofdoel van kopiereg is om 'n outeur finansiëel vir sy oorspronklike werk te vergoed. Die argument is dat ekonomiese vergoeding die outeur sal aanspoor om meer werk te skep. Almal sal daarby baat, die outeur en die samelewing wat die werk ontvang. Tot hiertoe is sake taamlik eenvoudig. Ons kopieregstelsel werk relatief effektief tot kunsmatige intelligensie by die partytjie opdaag. As kunsmatige intelligensie betrokke raak by die skepingsproses, word die beginsels van ons huidige kopieregwetgewing getoets. Werke wat lyk soos oorspronklike menslike skepings word in die spoed van lig geproduseer. Die tydsame arbeid en ure se alleenwerk wat deur die menslike skepper ingeploeg word, is nie meer 'n faktor nie. Die geld wat die mens vir sy werk sou verdien het, of wat as aansporing sou kon dien, verdwyn. Kom ons wees nie naïef nie, die kopieregstelsel het nog nooit veroorsaak dat 'n skrywer van 'n boek die kroonmiljoene in sy bankrekening sien opduik het nie. Skrywers ontvang omtrent soveel rand soos wat dit 'n minuut neem om die nuwe werke met KI te skep. 30 sekondes hier, R30 daar. Ons weet die kopieregstelsel maak nie van skrywers miljonêers nie, maar dit is wat die stelsel doen, soos 'n akademikus in Rotterdam by 'n kongres gesê het, copyright gives rights, but it cannot ensure the rewards. Nou wat beteken die regte? Dis statutêr van, dit staan in 'n wet. Mense ontvang die monopolie van regte as daar aan die kopiereg vereistes in die wet voldoen word. Dis nie som net 'n outomatiese mensereg uit hoofde, wat jy ontvang uit hoofde van die feit dat jy 'n mens is nie. Jy het iets daarvoor gedoen, dis waarom jy die voorreg van die reg geniet. Suid-Afrika het ook die Bern-konvensie onderteken en as gevolg daarvan is daar morele regte in ons wet. Dit beteken, dit onderskryf die feit dat daar 'n menslike outeur was, of is, betrokke is by die proses. Die probleem is nie kunsmatige intelligensie per se nie. Aan die een kant is dit 'n fantastiese ontwikkeling. Die probleem uit 'n kopiereg oogpunt is die aard van KI. Iemand het 'n mooi woord hier gebruik by een van die ander gesprekke, die wesensaard. KI se resultate is onvoorspelbaar, ongeag watter instruksie of versoek aan hom gegee word. KI versamel data, dit mag dalk beskermde data wees. KI word geprogrammeer om te leer en sonder verdere menslike instruksies tussendeur as ware self en autonoom voort te gaan. KI sif deur data en maak klein geld daarvan, of hy maak dalk sintetiese data daarvan. Waar kry hy dit? Hy kry dit by ons. Ek is terug by die begin. In die begin was die woord, en die woord was waardevol. Die woord is die data van die groot taalmodel. Daar's nog 'n probleem, ons wetgewing. Ons wetgewer het inhoud uit die Britse kopieregwetgewing gekopieer en geplak
een van die definisies van outeur, ingevolge die definisie van outeur onder artikel 1H met betrekking tot 'n letterkundige, dramatiese, musikale of artistieke werk of rekenaarprogram wat deur 'n rekenaar gegenereer is, verwys na persoon deur wie die reëlings getref is wat noodsaaklik was vir die skep van die werk. Wat beteken dit? As ek dit sou probeer interpreteer, het ons baie langer tyd nodig. Laat ek dit opsom, ons wetgewer het 'n deel van die wetgewing gespoeg en geplak, maar 'n ander relevante deel weggelaat wat nodig sou wees om die artikel prakties uitvoerbaar te maak. Verder, deur 'n rekenaar gegenereer beteken nie dieselfde as deur kunsmatige intelligensie gegenereer nie. As iets deur 'n rekenaar gegenereer word, is 'n mens nog steeds in beheer. As kunsmatige intelligensie dit genereer, raak dit baie troebel wie dit gegenereer het of wie betrokke was. Ook in ons wet op outeursreg word dan nie onderskei tussen sogenaamde outeurswerke, toe ek nou die lys van 9 soorte werke wat kopieregbeskerming kan geniet genoem het ek sulke werke genoem. Die sogenaamde kreatiewe werke soos letterkunde, musiek en artistieke werke, dis eintlik outeurswerke want 'n mens moes daai kreatiwiteit ingeploeg het, en sogenaamde entrepreneurswerke soos uitsendings op programdraande syne. 'n Mens se vaardigheid en arbeid het tog nie 'n radiosyn, en ek praat nou van die frekwensiemodulasie syn, ek praat nie van die RSG program wat op die syn na die luisteraar oorgedra word nie, tot stand laat kom nie. Hierdie noodsaaklike reëlingsaspek in die wetgewing verwar almal, ook die regsgeleerdes. Dit verwys eintlik na finansiële reëlings en nie na iets so sê nou maar 'n opdrag of 'n prompt wat aan kunsmatige intelligensie gegee word nie. So 'n opdrag is nie noodsaaklike reëlings nie. Daar's nog probleme. Ongeag of sommige van hierdie werke waarvan ek nou net gepraat het, nie eintlik aan die lys van werke hoort nie, staan daar in ons wet op outeursreg dat hulle oorspronklik moet wees om kopieregbeskerming te geniet. Kortom, daar's onsinnigheid in ons wetgewing en dis al lankal daar, lank voor kunsmatige intelligensie. 'n Ander opsie is om te sê dat KI gegenereerde werke in die openbare domein moet val, gratis beskikbaar vir almal om te gebruik. Mens kan jouself afvra, wie gaan dan menslike skeppers betaal om 'n oulike nuwe kinderboekillustrasie teen betaling te teken, of 'n menslike vertaler te vra om tydsaam die meer genuanceerde en idiomatiese woord vir 'n ander taal te vind. En dan is daar die aard van KI. Uit 'n kopiereg op, en dan is daar ook, dan is daar ook ons wetgewing wat agter mekaar moet wees. Die wet op outeursreg moet bygewerk word. Die Copyright Amendment Bill verdien nog verdere aandag. Die oomblik as ons begin praat van fair use, wat 'n Amerikaanse beginsel is ons kopieregstelsel ook besig om te spoeg en te plak en dan sit ons met nog meer gebakte pere. Want onder fair use sal daar meer onderhandelingsruimte wees om kunsmatige intelligensie in werke toe te laat. Dit sal die menslike skepper net skade doen. Die Suid-Afrikaanse nasionale kunsmatige intelligensiebeleid moenie deur kunsmatige intelligensie self geskryf word, bronne fabriseer of hallusineer, soos gebeur het onlangs nie. Maar elke donker wolk het 'n silwer randjie. Daar is 'n paar praktiese goed wat ons kan doen. Daar kan lisensieooreenkomste tussen KI en skeppers aangegaan word met werke waarop daar kopiereg is, en dan kan die skeppers finansiële beloning kry. 2 aande gelede het ek iets in die Guardian gelees waar skrywers soos J.K. Rowling betrokke was by opt-in en opt-out situasie, so iets waarvan ek nou net gepraat het, waar die skrywers ooreenkoms aangaan natuurlik met kunsmatige intelligensie ontwikkelaars. Ontwikkelaars kan verplig word om opleidingsdata bekend te maak. KI geassisteerde werke, dis nie KI gegenereerde werke nie, dis waar die KI assistent was, as dit nog moontlik is, want die stelsel ontwikkel so vinnig, dat dit moeilik is om te onderskei, of algaande moeiliker. KI geassisteerde werke kan slegs kopieregbeskerming geniet as daar genoegsaam menslike vaardigheid en arbeid sigbaar is. En slegs die aspekte van die werk wat onderskei en bevestig kan word, kan dan kopieregbeskerming geniet. Dit is 'n baie ingewikkelde stelling, maar dit is 'n moontlikheid. Daar's nog iets prakties en dit het min met kopiereg te doen. Ons almal moet ophou om ons woorde, ons drome, ons eksistensiële angs en ons waardevolle waterbronne vir kunsmatige intelligensie te voer. Ons hoef nie die baba met die badwater uit te gooi nie, maar kunsmatige intelligensie is nie in alle opsigte vooruitgang nie.
A machine learning algorithm walks into a bar. The bartender asks, "What will you have?" The algorithm says, "What's everyone else having?" Ek het nie die titel van die aanbieding behoorlik verduidelik nie. Whose line is it anyway? Kopiereg oorspronklik uit noteerskap in die era van KI. Whose line is it anyway was die naam van 'n improvisasieprogram op TV met stand-up komediante. Daar was nie 'n draaiboek nie en jy gehoor het vir die komediante vertel wat hulle moes uitbeeld. Wie se woorde is dit in elk geval? Kunsmatige intelligensie is daar. Ons moet nou vra hoe ons menslike gedrag ten opsigte van die nuwe tegnologie kan reguleer, een geval op beslag. Ek het van seesand gepraat. Hierdie was maar 'n sandkasteel wat ek gebou het. Nou kon daar brander en spoel alles weg. Maar hier waar ons nou staan op die strand, moet ons maar ander sandkastele bou. KI sal ook skep, want dit kan nie anders nie. Sy aard en manier van werking is dat hy vooraf geprogrammeer is om dit te doen. Die menslike skrywer wat skryf kan ook nie anders nie, dis in hulle wesensaard. Hulle skryf nie omdat hulle vooraf geprogrammeer is om te skryf nie, dalk is hulle gepredestineer, maar hulle skryf omdat hulle nie anders kan nie. Die vraag moes nie gewees het, whose line is it anyway nie. Die vraag moes gewees het, whose line is it not? In die begin was die woord, wie se woord is dit nie? Die antwoord is, dit is nie kunsmatige intelligensie se nie.